Daar sy. Terwyl ons almal nou lekker rustig is, en ons na die Here se woord toe gaan, ek weet hoor, Madeleine, is jy reg? Daar sy. Dis weer 'n woord wat ek hier besig is om aan te leer. Daar sy, julle het gehoor, ek het hom nou die tweede keer gesê. Voordat ons ook weer die gedeelte gaan lees in Handelinge 3 en vanmôre so weer iets dat die Here se woord vir mekaar sê, dat dit wat ons kan bemoedig en kan versterk en vir ons kan hoop gee en ook insig in die Here se woord, maar ook insig in ons eie lewe. Kom ons sit so rustig, ons maak ons oë toe en kom ons bid saam. Ons almagtige God, U wat ons Here is, U wat ons hemelse Vader is, ons aanbid U. En as ons U aanbid, is dit in die naam van Jesus, die wonderlikste naam wat gegee is, en waardeur ons gered is. Heilige Gees, U wat vanmôre saam met ons in hierdie kerkgebou is. U het saam met ons hier ingekom, toe ons voete hier ingeloop het, en U is vanmôre saam met ons en by ons. Ons hoef nie te pleit dat U hoef te kom nie, want U is hier. U leef in ons. Ons dank U dat ons die Bybel maar kan hê, en dit in Afrikaans. Wat 'n voorreg. Dat ons dit kan lees, dit kan oordink. Kom help ons vanmôre om vir ons hoop te gee vir hierdie week. Kom gee vanmôre vir ons insig in die lewe en ook in ons eie lewe en ons eie omstandighede. Kom deel vanmôre met ons en kom praat met ons. Ons is gretig om te hoor wat U vir ons wil sê. En so is my gebed ook vanmôre vir ons as gemeente en vir almal wat hoor, dat ons nie U saam sal hoor nie, maar die Here self. Kom wees met ons so besig, met U liefde, op U eie goddelike manier, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Nou, dis die tweede Sondag wat ons hierdie gedeelte gaan lees, dis daar in Handelinge 3, en ons gaan lees daarvan die eerste vers, tot en met die 10de vers. Nou, kom ons lees dit saam. Handelinge 3, daarvan vers 1. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed was, Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is, wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas, en het gewonder oor wat daar met hom gebeur het. Kom ons lees net tot sover. So ietsie van verlede week, in 'n paar sinne,
Ons het verlede week ook hierdie gedeelte gelees en ek het so 'n bietjie gefokus op die man wat sit en bedel. Hy was 'n ou bekende. Elke dag was hy daar. Hy het gesit en bedel en die geweldige paradoks van die mooi poort. En hier by die tempel op 'n mooi plek sit en bedel hy. Het hy absoluut iets slegs. 'n Slegte omstandigheid, slegte omstandighede, 'n slegte situasie in sy lewe terwyl hy by die tempel is. By 'n wonderlike plek wat die mooi poort genoem word. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat. En ons het vir mekaar ook gesê, miskien het hy gebedel, maar sy verwagting was te klein gewees. Sy verwagting was heeltemal te klein en die Here kon nie daarby kom nie. En dan het ons ook vir mekaar op 'n manier gesê dat Petrus en Johannes was draers van 'n naam en daardie naam is Jesus. En so is die kerk van Jesus Christus ook draers van 'n naam, die naam van Jesus. Dat hulle het nie dit wat hy nodig gehad het, die klein verwagting, dit wat fisies was, die geld wat nodig was vir sy hand het hulle nie gehad nie, maar hulle het 'n naam gehad, en die naam van Jesus was genoeg gewees. Vandag wil ek bietjie oor 'n paar dinge verder praat uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, en dit is dat as ons lees, dan sien ons, dat sy mense het hom daaraan gedra. So, ons weet nie wat was sy naam nie, ons weet nie van watter gesin of familie was hulle nie, die Bybel gee dit nie vir ons deur nie. Maar sy mense het hom daaraan gedra, die tyd van die gebed. Nou in die oggend het hulle gebid en in die middag het hulle gebid en ons sien hierdie het om en by so 3 uur plaasgevind, terwyl Petrus en Johannes gaan bid het, soos 'n goeie Jood. Hulle was goeie Jode gewees en daarom het hulle ook gaan bid by die tempel. En Petrus en Johannes het nog nie verstaan dat Jesus het gekom en die tempel is uitgedien. Die Joodse tempel is uitgedien, die voorhangsel het geskeur, die paaslam is reeds geslag. Hulle het dit nog nie verstaan nie. Soos goeie Jode gaan bid hulle. 3 uur die middag en hierdie man se mense dra hom daaraan. So as ons 'n bietjie begin praat oor mense wat hom aandra, dan sien hulle, hy was afhanklik van hulle. En as ons bietjie begin praat oor die afhanklikheid wat ons is van mense, is dit vir almal van ons, veral met 'n westerse verstaan van die wêreld, is dit nogal 'n moeilike ding. Ons wil so graag, wat is die woord? Onafhanklik wees, né? Mense sê, ek wil onafhanklik wees, ek wil my eie ding doen, ek wil so graag in my eie motor klim, en ry waar ek wil wees, ek wil onafhanklik wees. En so kry ek dit so dikwels, veral met mense wat so iets van die jare wat aanstap in hulle lewe verloor. Ouer mense, ons bejaardes veral sê, ek wil nie my onafhanklikheid verloor nie, ek wil so graag onafhanklik wees, maar hier lees ons nou van 'n man wat afhanklik is van mense. En hulle vat hom elke middag soontoe om te gaan bedel. Mense in ons lewens wat ons afhanklik hou van 'n bepaalde situasie, is gevaarlike mense. Hierdie was dit sy mense, maar ek noem hulle vanmôre in die teks gevaarlike mense, want hulle het hom afhanklik gehou. Dis 3 uur, is jy reg. Ons moet jou by die tempel kry, dat jy jou kant kan bring, en hulle dra hom tempel toe. Want jy sien, in sy situasie was hy afhanklik van hulle. So kry ons ook vandag mense wat ons graag in ons situasie wil hou. Mense vra oor, hoe gaan dit? Nee, het gaan goed. En hoe lyk dit met jou omstandighede? Nee, nog steeds dieselfde. En dan wat sê mense graag vir ons? Staan sterk, hou moed. Maar eintlik wat hulle vir jou sê, weet jy, ons is okay dat jy in daai omstandighede is. En vanmôre as ek oor hierdie dinge praat, dan wil ek hê dat die Here ons moet help met sy gees om insig te kry in die lewe. Want miskien is dit nie altyd in ons lewe die geval nie, maar ons sien hierdie goed in die wêreld rondom ons.
dat mense in bepaalde omstandighede sit en die mense hou hulle graag daar. Weet julle wat is die verskriklike ding, né? Dat kerke hou ook baie keer mense in omstandighede. Gemeentes. Nou kyk julle my baie vreemd aan. Gemeentes hou mense baie keer in omstandighede gevange. Hulle wil graag weet, hoor jy, hoe gaan dit met jou? Ja, sukkel nog steeds, sy het nog nie uitkoms nie. En as hulle dit hoor, dan weet hulle, maar jy is presies net waar jy is. Op dieselfde plek. Maar as jy daar uitkom, dan weet hulle amper nie wat om met jou te maak nie. Ek het dit in ons gesin, in ons familie het ek hierdie ding al gesien. Mense wat vra, weet jy, hoe gaan dit? Gaan nie goed nie. Maar ons hou moed. En mense, gemeentes hou jou baie keer daar gevange. Hulle hou ons baie keer op 'n plek waar ons eintlik veronderstel is om antwoorde te kry. Dis is hier by die tempel, waar die God van die heelal aanbid moet word. Hy het alles gemaak. Hy is by magte om enigiets te doen, maar ons moet gaan sit en bedel. Nou, as ons regtig waar daarop bietjie ingaan, dan sien ons, en ek gaan 'n woord daarvoor, slagoffer. Ja? Hierdie man is die slagoffer van omstandighede. Maar hy is baie keer ook slagoffer van 'n gemeenskap wat nie weet wat om te doen nie. En dis okay as hy 'n bekende gesig daar is by die tempel. Dis okay dat hy Sondag vir Sondag daar sit, want hy gaan ook gewoond raak en hy word geprogrammeer in sy menswees om 'n slagoffer te wees. Ken julle sulke mense? Ja. Ek sien julle ken ook sulke mense, né? Hy is so vasgevang in hierdie slagoffer wees. Jy moet hom net nie daar uitkry nie. En ek het al in my lewe agtergekom, en ook in die bediening, dat sulke mense gaan vir jou graag sê, ek wil jou op 'n afstand hou, gee net wat ek nodig het, maar jy moet net nie naby my kom nie. En as ons as gemeente dit kan regkry om mense uit hierdie slagoffer situasie en 'n gemeenskap wat in 'n slagoffer mentaliteit sit, te kan uitkry, het ons baie ver gevorder. Ek het al baie dikwels gehoor, weet jy, los my net waar ek is okay. Los my net daar. Ek is okay. Jy kan maar wegstap. Moenie te veel aan my karring nie, moenie te veel aan my torring nie, want in my slagoffer situasie is ek okay. Ek hoor ook baie dikwels dat mense vir my sal sê, ek hou nie van daai gemeente nie, of ek hou nie van daai dominee nie. Want dis gewoonlik mense aan wie jy begin torring oor hierdie slagoffer mentaliteit. Hulle gaan eerder sê, nee, ek wil nie daar wees nie, want nou gaan ons 'n pad moet stap, en ons gaan bietjie nader aan mekaar moet kom, en ons gaan mekaar kan help, om hier uit te kom en bietjie vorentoe te beweeg. Mense wil graag vorentoe beweeg. Maar as die Here vir ons kan help met insaag, om hierdie afhanklikheidssindroom, wat ons het dit in die gemeenskap, ons het dit oral. Ek noem dit sommer 'n afhanklikheidssindroom. né? En bedelaars help ons nogal daarmee. Klomp jare terug gee ek vir 'n ou werk. Hy wil glad nie werk nie, sy arm strek so op. Ek doen dit nou te goed, né? Julle moenie dink ek doen dit nie. Sy arm strek so op, né? Ons moet net nie praat van werk nie. Hy kyk dadelik, waar is die hek? Hier moet ek wegkom, want hier gaan ek nou te veel werk. Hier gaan ek iets moet doen vandag. Want jy sien, ons is te gewoond aan die 100 of die 200 rand wat ons net gaan kry. Dis 'n voorbeeld. Maar weet julle, ons sit met ander situasies in ons lewens so. Baie keer sit ons in verhoudings. Vra vir mense, hoe gaan dit? Selfde situasie, ons is vasgevang in goed. En ons raak afhanklik. En afhanklik is daar 'n woord wat ons moet hoor. 'n Afhanklikheidssindroom is 'n verslawing. Mense raak verslaaf aan hierdie goed. Jou brein skei sekere goed af, en jy voel baie goed oor jouself, en jy het baie aandag, en almal gee aan jou
aandag, maar jy kom nie eintlik iewers nie. Die volgende ding wat ek wil sê is, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons Petrus en Johannes kom daaraan. Ek dink as hulle voor die tyd geweet het wat vir hulle wag, het hulle gesê, Here, ons sal môre weer kerk toe gaan. Hierdie ding het so vinnig op hulle gekom, vinnig. Hierdie ouens sou net gaan bid. Die Here het hulle so onkant betrap, en partykeer doen die Here dit met ons, omdat hy ons ken. Want wat het hier gebeur? Hier kom iets in hierdie geleesde gedeelte wat ons ook in ons kerk, in ons gemeente, en in ons persoonlike lewe kan van harte neem. Hulle het nie die man eenkant geneem en vir hom gesê, jong, ons moet nou eers kyk, waar is jou naam nou daar in die lidmaatregister opgeskryf? Jy weet, party mense is dit baie belangrik. Of, hulle moet nou eers kyk, het hierdie ou gekatkeseer. Nou, weet julle, ek wil hê, ons moet iets van ons mens wees, ek praat met al die vingers na my toe, want die Here praat vanmôre met almal van ons, met my ook, voor ons iets gaan doen. Is hierdie ou nou 'n NG lidmaat? As ons nou eers kyk, bedelaars in elk geval is NG lidmate. Ek het dit agtergekom. Jy moet net bietjie met hom begin praat, ek gaan vir jou sê, ek het Sondagskool geloop, en dan wil jy weet as hy gekatkeseer. Petrus en Johannes het nie hierdie ou gevra en gesê, hoorie, is jou binnekamer op datum nie? Lees jy daarom, of glo jy? Hulle is besig om met hom te praat oor die geld wat hy uit hulle sak uit wil bedel, wat hulle nie het nie. Hier is nie 'n geestelike gesprek nie. Hier is nie eers dat nou daar gesing moet word, om 'n atmosfeer te skep, dat die Here kan kom nie. Hierdie is gereformeerd. Die Gees van God is hier terwyl jy instap. En as jy uitloop, loop hy saam met jou. En as jy in jou kar klim, dan ry hy saam met jou. Ek waarborg jou, as jy 180 gaan ry, is hy nog steeds daar. Hy los jou nooit. Ons moet iets raak sien hier. Dat ons is gedrewe deur die Gees van God, wat op daardie oomblik teenwoordig is. Hy het nie eers nodig gehad en gesê, kom ek kry jou, sleep jou daar in die kerk en laat ons eers 'n boodskap moet gaan kry, en dan gaan ons kyk of ons iets aan jou situasie kan doen. Terwyl hy daar sit by die mooi poort in bedel. Net daar. Hulle stel nie belang of hy die Here ken, hulle het hom nie eers gevra, ken jy die Here nie? Hierdie ou bedel geld uit hulle leesak uit. Maar hierdie twee manne, Petrus en Johannes, en ek is terug by verlede week, is draers van iets. Hulle is draers van 'n goddelike naam, die naam van Jesus Christus. Hulle is draers van 'n naam. Ek wil tog so ietsie verder ook sê. Hulle het nie hierdie ou eenkant gevat en gaan sê, broer, wat 'n sonde het jy nou of jou ouers nou gedoen dat jy hier is? Hy moes iets verskrikliks aangevang het. Of sy familie, of sy ma, of sy pa, dat hy nou hier is. Dis nie wat hier staan nie. Maar baie keer werk Christene so met ons. Die wêreld werk ook so met jou. As jy in 'n situasie kom, dan wil hulle dadelik weet, wat is verkeerd? Wat het jy verkeerd gedoen? Hoekom is jy hier? Hoekom is jy in hierdie omstandighede? En dan kom baie ander ook, en ek gaan regtig waar, as dit vanmôre afbreekend klink, dit is ook sommer afbreekend. Dat hulle vat hom aan die hand en sê, ons moet nou eers gaan kyk wie jy moet vergewe. Ek sien nie mense wat lekker lag hieroor, want julle hoor hierdie goed. En ek praat vanmôre oor hierdie goed, dat die Here vir ons kan insig gee. Ek raas met niemand nie, maar die Here gee vanmôre vir ons insig. Want dis hoe die wêreld werk met ons as kerk. Dis hoe die wêreld werk, dis hoe medegelowiges baie keer met jou werk. Ons moet nou eers die vergifnis ding doen. Ergens iewers in jou kleintyd was jy nou kwaad gewees en het jy nou 'n klomp sonde en onvergewensgesindheid in jou hart.
En as jy dit uit jou hart uit kan kry, gaan jy opspring en hardloop. Weet julle hoe baie Christelike kerke en predikers leer hierdie snert? Ek noem dit sommer snert. Mense kan dit maar hoor ook vanmôre. Dis nie Bybels nie. Ek het nog nooit dit gelees in die Bybel nie. Ek het dit nog nooit gelees nie. Hulle het ook nie vir hom gesê, want terwyl ons hieroor praat, het hy Psalm 91 ook daar by hom oop. Ja, Psalm 91, kan julle onthou die COVID-tyd? Ja, as ek ergens gekom het, dan sien ek hier lê die Bybel oop op Psalm 91 en daar brand 'n kers of 2. 'n Rooi kers veral, né? En dit gaan nou die virus uit die huis uithou. Nee. Ons het 'n naam en daardie naam is Jesus. En as ons as kerk van Jesus en as gemeente hier in Valwater, ons skaar by die woord van die Here. En wat sê die woord van die Here? My naam is genoeg. Daar's geen ander naam gegee wat deur die mense gered kan word nie. En in die naam van Jesus gaan elke knie buig en elke tong gaan bely dat Jesus is die Here. Daar's nie 'n situasie wat kan staande bly waar die naam van Jesus ingebring word nie. Die Jesus naam faktor, dis wat hy vir ons gegee het. En Petrus en Johannes het hierdie ding geweet. Hulle het geweet. Hulle sakke is dolleeg. Daar's nie kerkkollekte nie. Daar's nie koeldrankgeld nie, daar's niks nie. Maar hulle het 'n naam. En dan by ons tema, hulle bedel vir 'n bietjie genade, maar hulle kry 'n deurbraak. Hulle kry iets baie meer as wat hulle voor gebedel het, want jy sien, oral waar ons die naam van die Here in 'n situasie inbring, is daar iets wat gebeur. God se eie manier. Hy doen dit op sy eie manier. En in hierdie geval het hy dit gedoen. Daar's ook iets anders wat ek graag by hierdie situasie wil intrek, en ons kry dit so dikwels, dat mense vertrou die Here vir iets, en dan gebeur dit nie. Het dit al met julle gebeur? Ons almal. En dan sal ons baie vinnig sê, maar weet, God is nooit laat nie. Ek weet ook nie waar staan daai teks in die Bybel nie. Ons het nie almal al die Here vertrou vir goed, en dan het dit nie so gebeur nie. En dan sal baie mense vir my sê, jong, Isaan, nou is jy op baie dun ys. Maar dit gebeur met ons almal, maar ons praat nie daaroor nie. Want met hierdie man het iets gebeur, en hy het 'n wonderwerk gekry, alhoewel hy net 'n bietjie genade gebedel het. Nou kom ons ook en ons sê, maar ons het ook 'n wonderwerk vertrou, ons het iets groots vertrou, maar dit het nie gebeur nie. Hoekom nie? Dit is nie so eenvoudig nie. Die maklike antwoord natuurlik wat ons baie keer kry, en dit word nou teruggegooi. Kom ons sê in ons teksgedeelte, het hierdie man nie opgestaan nie. Dan het Petrus en Johannes die maklike antwoord vir hom gesê, brother, hier kort geloof. Ne? Hier kort bietjie geloof. So die bal is dadelik aan hom teruggegooi. Maar dis nie wat gebeur nie. En ons is so dikwels om met geloof mense nog verder afhanklik te maak. Met geloof wat tekort skiet, nog iets verder op mense se skouers te kom sit. Die Here Jesus het gekom om alles wat op jou skouers is, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir hulle rus en vrede gee. Hy's reeds besig om die las wat almal so graag op jou sit te wil afhaal. Nie nog iets op te sit nie. Nou hoekom gebeur dit nie baie keer nie? Een van die redes is, glo ek, dat ons weet nie altyd hoe nie. Ons is nie geoefen in hierdie goed nie. Ons moet onthou, hierdie twee ouens, Petrus en Johannes, het nou al 3 jaar se opleiding gehad. Die Here het gesê, gaan uit, gebruik my naam en kyk wat gebeur. En hulle kom terug, hulle sê, Here, jy gaan nie glo wat het hier gebeur nie, en hulle vertel. So ons weet nie altyd hoe nie. Dis een van die goed. Die ander een is, hierdie man het nie geloof nodig gehad nie. Hulle het nêrens hom gevra, broer, glo jy?
Staan nie hier nie. Maar die ouens wat die bidwerk moes doen, die ouens wat aan die woord was, hulle het geloof gehad. En hulle geloof was in die naam van Jesus Christus. En as jy baie keer in omstandighede saam met hierdie bedelaar sit, dan glo my, ek was in my lewe al baie hier. En ek sien ek die manne kom verby, dan dink ek, daai woorde hou my net hier vas. Ek soek 'n man, ek soek 'n vrou met geloof, in die naam van Jesus Christus. En dan staan en kyk ons wat hy doen. In die naam van Jesus. Hulle het die woord, hulle het die naam. En ons leef in die koninkryk, is nie 'n plek van praatjies nie. Woord sê, is 'n plek van 'n demonstrasie van God. En God kom sê nie vir hierdie man, ek gaan niks in jou saak doen nie. En nou as ons die naam op ons lippe neem, die naam van Jesus, moet ons vir mekaar ook 'n paar dinge sê. Die naam van Jesus is nie 'n towerwoord nie. Party dink is 'n towerwoord, ek moet dit reg sê. Jesus Christus van Nasaret. Baie keer gaan mense en sê, ons moet dit sê soos in die Bybel. Daar gaan iets gebeur. Jesus Christus van Nasaret, soos hier in die Bybel. En dan wag ons, dat dinge moet gebeur. Maar die naam van Jesus werk vir sy kinders, want vir wie is die naam gegee? Vir die kerk, vir sy kinders. En as jy weet wie jy is, en hier gee ek vandag vir jou die sleutel, hier is die geheim. Ek ken hom hierdie Tswana woord, dis 'n sepiri, as jy die geheim woord vergeet, dis 'n sepiri, is 'n geheim. Die geheim is, kind van die Here. As jy weet wie jy is, en jy gebruik die naam van Jesus, staan en kyk wat God gaan doen. As jy weet, jy is verlos, vrygespreek. 'n stem vir die hemel. Draers van die naam. As jy weet wie jy is, dat die Gees van God in jou woon, in jou beweeg. As jy sê in die naam van Jesus, is dit so goed, soos die Here Jesus self wat daar staan. Want ons moet meer wees soos Jesus. Minder soos onsself. As ons vanuit ons identiteit leef. En as jy in 'n situasie sit, dan roep uit vandag, ek het iemand nodig, wat weet wie hy is. Ek het iemand nodig wat weet wie sy is. En ons gaan nou daaroor bid. En ek gaan saam met jou bid oor jou situasies. Want ons almal het situasies wat ons laat voel, ons sit ook soos hierdie bedelaar. Ons het iets nodig. En ander kere weer, staan jy in die skoene van Johannes en Petrus. Waag dit. Jy weet wie jy is. Toegerus met die Gees van God. Gebruik die naam van Jesus en roep dit uit, nie net oor mense nie, roep dit uit oor jou omstandighede, roep dit uit oor enige saak, en jy het die geloof, jy is toegerus. Die moeilike ding is om dit te waag, want ons is so bang, daar gebeur niks, ons is so bang, ons sit met ons vrees, die Gees van God, wat in jou is, het jou nie 'n Gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag en van selfbeheersing. Dis die Heilige Gees. En dis waarvoor ons gebore is. Dis wat ons leer. Jy sien wat baie keer gebeur as ons sê, in die naam van Jesus, maar so saggies hier in my agterkop, hier een kant, dan bid ek nog, Here, as hier nog iewers iets is wat u kwaad voor my oor is, of sonde in my lewe, moet u dit vergewe. Wat sê Jakobus leer ons, 2 gedagtes, né? En dis hoekom ek nie die wet lees nie. Want die wet benevel ons gedagtes, ons werk in 2 wêrelde. Ons moet of net in die genade wees. En dis waar ons as Nuwe Testamentiese kerk van die Here is. Dis waar jy is. Die Here wil so graag iets aan omstandighede rondom jou doen. Ons sit so baie keer en wag, Here, kom doen nie net iets.
En dan wag ons. Here, ons wag vir die Here sit op die oomblik en hy wag vir jou. Hy het klaar gedoen wat hy moet doen. Dis jou kans, dis jou geleentheid. Jy's die een wat verby omstandighede stap, jy's die een wat verby mense loop, jy's die een wat jou eie omstandighede ken. Noem die naam van Jesus. En ons het die wêreldse geloof. Ek is Here so dankbaar vir ons geloofsbelydenis. Voordat ek vir ons gaan bid. Kom ons herinner mekaar aan dit wat ons glo. As jy vanmôre hier sit en jy wil net jou oë toemaak en dit net hoor, jy so welkom. Ek gaan dit vir ons voorlees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ek glo in 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Vader, in Jesus se naam, dank ons U vir hierdie gedeelte wat ons kan lees. Heilige Gees, en so het U ook vanmôre ons gedagtes gelei, vir ons iets kom leer van die wêreld waarin ons leef, kom gee vir ons verdere insig en wysheid in ons eie lewe en in ons eie omstandighede. Ek wil vanaand af vanmôre, soos wat ons in hierdie kerkgebou saam is, die naam van Jesus roep oor ons as gemeente. Vir elke man en vrou en kind. U ken ons. U weet van ons struggles, vir dit wat vir ons moeilik is. Here, en as U vanmôre oor elkeen van ons, soos wat U ons sien, ook vir hulle wat vanmôre selfs nie hier is nie, vir hulle wat vanmôre selfs dit inluister. Ek roep oor elke struggle die naam van Jesus. Roep vanmôre en ek noem vanmôre oor ons huwelike, dat daar sal huweliksvreugde wees. Oor ons gesinne, dat daar sal liefde wees. Oor ons families, vir hulle wat die Here vir ons gekies het, dat ons mekaar sal lief hê. Roep vanmôre die naam van Jesus oor ons vriende, vir hulle wie ons gekies het. Ek roep vanmôre die naam van Jesus oor ons gesondheid. Here, U weet dat ons baie keer in ons gesondheid struggle. En ek wil vanmôre hierdie woord pertinent voor U noem, dat ons struggle met ons gesondheid. Die naam van Jesus. Die hande van gesondmaking. Die hande van genesing. Ek wil vanmôre oor ons werke van ons hande, wat baie keer vir ons groot uitdagings bied, in ons werksomstandighede, oor ons finansies, ook dit wat ons baie keer mee struggle,
roep ons en ons noem vanmôre die naam van Jesus. Ons wil vanmôre in ons geleesde gedeelte hierdie uitkoms proklameer. Net soos hierdie bedelaar genade gebedel het en iets groters ontvang het, ontvang ons in hierdie week en in hierdie dae wat kom, wil ek dit vanmôre noem, iets groters uit die hand. Ons dankie dat U elke dag en elke oomblik saam met ons is. Kom lei vir ons in hierdie week. Kom bewaar vir ons in hierdie week. Beskerm ons. Ons wil ook so kom bid vir hierdie gemeenskap hier in Valwater. Here, is soveel mense hier wat U waaragtig nodig het. Ons bid so vir die kerke en hulle kerkrade, die dominees, die pastore, vir die werk van die Here. Ons roep die naam van Jesus oor die werk van die Here hier in Valwater, oor hierdie gemeenskap. Kom maak ons so deel van dit waarmee U besig is. Ons bid vir ons regering. Ons roep oor die regering van hierdie land die naam van Jesus. Hoor ons as ons vanmôre dit bid voor U, Vader, in Jesus naam. Amen.